Hier sal ons skriflesing vanoggend vind uit 2 Konings, die 4de hoofstuk. Ons gaan die eerste 7 verse saam lees vanuit 2 Konings, die 4de hoofstuk. Die gedeelte leer ons van 'n weduwee, 'n predikantsvrou wat haar man verloor het, en dat die skuldeisers nou kom om ook haar 2 seuns weg te neem. Twee Konings, die 4de hoofstuk, en ons gaan die eerste 7 verse saam lees. As ons dit klaar gelees het, gaan ek net vir ons ook 'n enkele vers voorhou, en dit is Filippense 4 vers 19. 2 Konings 4 lei as volg. En 'n sekere vrou uit die vroue van die profete seuns het na Elisa geroep en gesê, "U dienaar, my man, is dood, en u weet self dat u dienaar die Here gevrees het. Nou het die skuldeiser gekom om my 2 kinders vir hom as slawe te neem." Toe sê Elisa vir haar, "Wat kan ek vir jou doen? Gee my te kenne wat jy in die huis het." En sy antwoord, "U dienares het glad niks in die huis nie, behalwe 'n flesie met olie." En hy sê, "Gaan leen dit vir jou van buite af kanne, leë kanne van al jou bure, leen nie te min nie. Gaan dan in en sluit die deur agter jou en jou seuns toe, en giet in al daardie kanne en sit weg wat vol is." Sy het toe van hom af weggegaan en die deur agter haar en haar seuns toegesluit. En terwyl hulle vir haar aanbring, giet sy in. Sodra die kanne vol was, sê sy aan haar seun, "Bring vir my nog 'n kan aan." Maar hy antwoord haar, "Daar is geen kan meer nie." Toe gaan die olie staan. Daarop kom sy om dit die man van God te kenne te gee, en hy sê, "Gaan verkoop die olie en betaal jou skulde, en die oorige kan jy en jou seuns dan lewe." Ons lees net tot daar uit die wonderlike woord van die Here. Filippense 4 vers 19 sê, "En my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus." Maar voordat ons verder gaan, kom ons word stil voor die Here, dan verenig ons in die gebed. Die manne, julle is welkom om saam met my te staan. Hemelvader, U is groot en gedig, en daar is waarlik niemand soos U nie. U is die Heilige van Israel, U is die alleen wyse God, aan wie toe kom al die eer en die aanbidding van ons harte. U het maar 'n woord gespreek en berge is gebore, waterstrome het hulle weg deur daardie berge gevind en loop tot in die see wat U geformeer het, alles met die spreek van 'n woord. En Here, ons kom vanoggend na U toe, nou nadat ons ook U woord gelees het. U woord wat in staat is om ons siele te red, om ons van bokke na skape te verander. Here, U woord is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. En in hierdie oggend is dit die gebed van my hart, dat dit ook sal deurdring tot iemand se gemoed, skeiding sal maak tussen lig en duisternis, hoop sal bring in hulle hopelose situasie. En Here, ons lewe voorwaar in 'n tyd waarin ons wil sê dit blyk hopeloos te wees. As ons van die oorloë en die gerugte van oorloë hoor, as ons van die pestsiektes verneem oor die radio of die televisie, die beeldsendings van wat in Afrika gebeur, die spanning wat hoog loop op die internasionale vlak, dan blyk hierdie dinge vir ons moeilik te wees, Here,
En dan sit ons nog in ons eie land met veiligheidsprobleme en krisisse. Ons wil dit alles vanoggend na U toe bring, want U is die enigste een wat ons lot kan verander. U is die een wat by magte is om vir ons iets te doen. Daarom kom ons na U toe in die geloof en vra dat U aan ons sal dink. Ons bid vir die politieke lui van hierdie land. Ons bid vir elke een wat in 'n munisipaliteitsstoel iewers te sit. Here, dat ons 'n rustige lewe mag hê, dat U hierdie mense sal opwek om hulle werk te doen, en solank hulle nie hulle werk doen nie, dat ons ore sal oopgaan om te hoor wat U vir ons wil sê. Aangesien ons weet, U stel ook die leiers oor 'n land aan. Maak ons ore oop, Here, dat ons vinnig, haastig sal wees om gehoorsaam te wees aan God, dat U ons lot sal verander. Dankie dat ons dit na U toe mag bring vanoggend, as ons maar net dink aan al ons behoeftes en ons node. Hier sit dalk mense vanoggend voor my met krisisse in hulle lewe, miskien liggaamlike gebreke, uiteindelik dinge wat hulle nie weet waar hulle hulp vandaan sal kom, môre oor môre in hierdie week wat voorlê nie. Maar Here, dan weet ons hulp is van die Here. En ek bring elke een wat dalk met hulle hande in hulle hare sit, dalk 'n klein krisis, dalk 'n groot krisis, dalk bekommernisse, dalk spanning. Ons bring dit alles na U toe. Ons is nie verhewe bo hierdie dinge nie, Here. Die bosluise van hierdie lewe kom sit ook aan ons. Die bekommernisse wil ook sy arms, sy nare hande om ons keel slaan, om die lewe uit ons te wrig. Dit gebeur met ons elke een. Ons is nie gevrywaar in hierdie lewe van sulke dinge nie, maar ons kan na U toe kom, by wie ons hulp is. Sal U ons, Here, dan vanoggend naby wees? U het ook al die afkondigings gehoor, U weet van alles wat beplan word, die biduurgeleenthede wat daar is, die Bybelstudies wat daar is, die gemeentelike aktiwiteite, die sopgeleentheid, die sop en brood geleentheid by die kweekskool, die lofdalkonferensie wat op hande is, die krankelys, Here, die wat verjaar hierdie week. Ons vra maar net dat U U lieflike hand op dit alles sal plaas, sodat ons 'n gemeente sal wees wat binne U wil wandel met elke ding en faset wat ons mee besig is. Sal U ons nou saam seën rondom U woord? Spreek met ons soos U reeds met die skriflesing gedoen het en word U verheerlik in die naam van Jesus Christus, as ons dit bid met danksegging in Jesus naam. Amen. Vers 19 dan van Filippense 4 sê, en my God sal elke behoefte van julle vervul. En hierdie woorde bring ons dan juis uit by vanoggend se tema, as ons nou ook dink wat ons hier gelees het, in die 3de vers, gaan leen vir jou van buite kanne, leekanne, van al jou bure, leen nie te min nie. Die onderwerp dan vanoggend is leekanne vol hoop. Ek dink nou in hierdie brandstofkrisis wat ons beleef, kry ons 'n idee van wat dit is om dol leeg rond te ry. Veral hier, wanneer dit nou so voor die eerste Woensdag van die maand is natuurlik. En jy wil nou, as die brandstofprys dalk daal, nou nie onnodig brandstof gaan ingooi nie, dan ry jy nou so op die brandstof fumes. En as jy daar stop by die vulstasie, dan sê jy, jong, hierdie voertuig is nou dol leeg. En my liewe broeders en susters, as ons dink aan die situasie waarin Paulus was, dan was sy lewe nie dol leeg nie. Al lyk dit asof hy alle rede gehad het om daarvan te kon praat. Maar hier is Paulus, wanneer hy vir ons hierdie woorde in Filippense 4 vers 19 skrywe, in die tronk in Rome. Hy het baie moeilike omstandighede beleef, 'n uitdaging in sy lewe. En tog is hy daar in die tronk, maar hy is vol hoop. Hy is vol blydskap.
Hy het die vrede van God in sy lewe wat alle verstand te bowe gaan en hy daag ons nogal uit in vers 9 van hoofstuk 4 dat as ons doen wat hy doen, die God van vrede met ons sal wees. Ja, dikwels is dit so in ons lewe dat elke wind van voor krap ons lewe om. Maar hier is Paulus en hy is in baie moeilike, haglike omstandighede, maar hy is vol hoop dat God ook vir hierdie gemeente wat aan hom 'n gawe bewys het, iets sal doen. En dis waarmee Paulus ook besig is in die Filippense brief, want hierdie gemeente het aan hom 'n genadegawe bewys, en nou skryf hy ook aan hulle, dat my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom en heerlikheid deur Christus Jesus. Dit blyk so 'n teenstelling te wees. Hoe is dit moontlik? Terwyl ons dakke oor ons kop het, terwyl ons brandstof in ons voertuie het, terwyl ons die wit brood onder die arm het ons dikwels nie hoop nie. Het ons dikwels nie vrede nie, het ons dikwels nie blydskap nie. Maar hier is 'n man wat hierdie woorde skryf met vrymoedigheid en my God sal elke behoefte van julle vervul. Nou in die gedeelte wat ons gelees het, vind ons 'n weduwee. Hierdie weduwee het bykans nou alles verloor wat vir haar dierbaar was. Haar man is oorlede. En dit blyk vir my, hulle sou 'n baie goeie bediening kon gehad het, want dit was 'n man wat die Here gevrees het. En hier is hierdie jong proponent, noem hom dan nou so, oorlede. Hy het blykbaar nooit in die bediening gekom nie, hulle was nog op kweek. Hulle was nog deel van die profete seuns, van die profete skool. En hier het hy afgesterwe, en nou kom die skuldeisers. Haar probleme was bietjie groter as net brandstof in die voertuig. Haar probleme was so groot, dat die skuldeisers wou kom, om haar 2 kinders van haar af weg te neem, en as slawe te gebruik. Dink aan haar baie moeilike omstandighede. Maar binne in haar omstandighede, word daar aan haar hoop gebring. Hoop in haar situasie. My liewe broeder en suster, ander mense se boeke is vir jou duister. Ek weet nie vanoggend wat in jou hart besig is nie. Ek weet nie wat daar agter jou huis se voordeur gebeur nie. Op die stoep en van buitekant af lyk dit baie mooi. Maar binne jou huis mag daar vanoggend ook behoeftes wees. Mag daar ook vanoggend leë kanne wees. Mag daar vanoggend nood wees waarvan niemand anders weet nie. Jy sit met bekommernisse en jy sit met spanning in jou lewe. Van buitekant af loop jy met 'n glimlag en niemand weet wat in jou huis aan die gang is nie. Die spanning wat jy dalk mag hê vanoggend en die lewensomstandighede wat op jou afdruk. Dan wil ek vanoggend vir jou bemoedig uit God se woord, daar is hoop in jou situasie. Want daar is 'n God in die hemel wat vir jou iets kan doen. Wat medelee het met ons, wat saam met ons voel in al ons situasies en omstandighede waarin ons onsself mag bevind. Mag jy vanoggend uit hierdie woord hoop vind, dat God het jou nie vergeet nie, dat hy jou nooit sal begewe en jou nooit sal verlaat nie. Al voel dit vir jou, jy weet nie waar jou uitkomste vandaan gaan kom nie. Mag God self vanoggend die leë kruike, die leë kanne volmaak. Mag hy aan jou hoop skenk. Mag jy aan die ander kant van die tonnel die lig sien vanoggend. Mag jy die goue randjie om die donker onheilswolke sien, dat daar hoop is vir jou in Christus Jesus. Dit is die gebed van my hart, dat jy vanoggend ligter hier sal uitbeweeg, omdat jy voller is as wat jy hier ingekom het. Mag jy die stem van die Here hoor, wat jou wil aanmoedig en opbeur.
Ek weet in die dag waarin ons lewe, is daar 'n baie gevaarlike teologie wat ons die voorspoedteologie noem. En hierdie, mag ek dit sataniese teologie noem, jy sien, want dit is wat die duiwel die mens altyd net wil aanbied, materialistiese dinge. Dis wat die duiwel die mens in die tuin van Eden aangebied het, materialisties, om vir jouself te kry, om vir jouself te win, om vir jouself te versadig, deur al jou begeertes te bevredig. Hierdie teologie wat sê dat God jou eintlik wil ryk maak, en dat hierdie rykdom waarvan hier gepraat word, geldelike of finansiële rykdom is. Nou as gevolg van hierdie baie verkeerde duiwelse teologie, wat vandag verkoop word, is daar tog mense wat nou wegskram van die gedagte dat God ook na jou liggaam wil omsien. Daar is sommige mense wat nou heeltemal oorhel weer na die ander kant toe. Hulle sal self sê, nee, maar Christus het nie eers aan die kruis vir jou liggaamlike gebreke voorsiening gemaak nie. Dit is net alles geestelik. Dit is net 'n geestelike godsdiens. Die Christelike geloof is net geestelik. Dit, my liewe broeders en susters, is ook nie waar nie. Want God wil na ons kyk, gees, siel en liggaam. Wil ons ook na die tydelike voorsien. En as ons die geregtigheid van God soek, as ons die koninkryk van God soek, kan al hierdie ander dinge vir ons word. Hy wil ons ook na die tydelike voorsien. Daarom, my liewe broeder en suster, stel jou hart oop om te hoor wat God vir jou kan en wil doen vanoggend. Dan wil ek in die eerste plek vir jou sê, dat daar is nie een van jou behoeftes buite God se bereik nie. Hoor wat sê Filippense 4 vers 19, en my God sal elke behoefte van julle vervul. As hier dan nou staan elke behoefte, dan moet dit tog elke behoefte wees. Dan is daar nie sommige wat uitgesluit is nie. Dit spreek nie net van jou geestelike nood nie, dit spreek ook van jou fisiese nood, dit waaraan jy kort kom. Daar is sommige behoeftes wat 'n mens het in jou lewe, en jy moet tog nooit al te regverdig wees om te dink, ag, jy kan nie die Here pla met hierdie basiese behoeftes wat jy het nie. Nee, jy mag. Jy mag by hom gaan aanklop, jy mag met hom daaroor gaan praat. Want 'n mens het soms behoeftes, en hier is mense vanoggend wat behoeftes het wat God kan volmaak, waarin jy nood het, die sorge wat jy dra, God kan vir jou iets daaromtrent doen. Dink byvoorbeeld nou aan jou finansiële situasie. Ons lees van hierdie dame in 2 Konings hoofstuk 4, wat 'n enorme finansiële probleem in die gesig gestaar het. Dit was so naby aan haar dat haar kinders weggerowe sou word as slawe. Ons het nog nie so gesukkel nie. Dat hulle jou kinders van jou al wil wegneem om as slawe te dien vir die skuldeisers. Hier is 'n dame wat nie kop bo water kan hou nie. My liewe broeder en suster, dit is ook dikwels mense se deel, en veral as die jare so aangaan, oom en tannie, en die pensioengeldjies blyk dat dit nie deurkom nie, dan gaan dit maar broekskeer. Maar in vandag se ekonomiese situasie, selfs manne wat besighede het of wat werk, kyk, jy spot so saam met jou vriende, dan sê julle, nee, ons eet nou maar pap en tik. Die ou mense sal weet wat dit dalk beteken. Maar in jou hart weet jy, dis eintlik so. In jou hart weet jy eet dalk nie pap en tik nie, maar dit gaan maar broekskeer. Dit gaan baie moeilik in jou situasie. My vriend, dan word jy uitgenooi om jou kan, om jou kruik te gaan haal. Dat God vir jou iets te kan doen, want 1 Petrus 5 vers 7 leer, werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Hierdie teks leer ons, as daar 'n leë kruik is, bring dit na Christus toe, vertrou hom daarvoor. Nie net wat jou finansies aanbetref nie, maar dink aan jou liggaam vanoggend. As hier staan, hy sal elke behoefte van julle vervul, dan sluit dit tog jou fisiese nood in jou liggaam ook in.
'n spier, 'n nier, 'n klier, wat ook al jou probleem van die oggend is, God kan sy hand op jou lewe plaas. Jy moet dit na Christus toe bring. Bring jou behoeftes. Genesing is vir ons 'n kruiserfenis, my liewe vriende, wat Christus vir ons beskikbaar gemaak het deur sy kruisoffer, sodat vervul sou word wat gespreek is deur Jesaja die profeet, toe hy gesê het, hy het ons krankhede op hom geneem en ons siektes gedra. Sê Matteus 8 vers 17. Wat van jou daaglikse behoeftes, jou daaglikse brood, beskerming op die paaie? Is dit nie lieflik dat voordat jy op vakansie gaan, dan bid jy vir die pad, vir bewaring, vir beskerming? Is dit nie so dat voor jy uit jou hek uitry, jy aan God jou behoefte bekend kan maak om my te bewaar op die pad? Jou veiligheid by die huis, in 'n bose wêreld. Wysheid waarvoor jy die Here kan vertrou in jou daaglikse aktiwiteite, om by die werk met vlyt op te tree. Genade vir elke dag kan jy van God af bid. Daar is kanne wat jy kan bring, sodat God dit kan volmaak elke dag, want elke dag het genoeg van sy eie kwaad. Maar jy kan jou kruike na God toe bring. Jy kan dit volmaak in jou stilte tyd. Wanneer jy met God praat, dan maak jy sy voorsiening vol. Jou vertroue, jou hoop op hom kan jy volmaak. Jy kom weer Sondag kerk toe om hier weer die woord van die Here te hoor, sodat jy volgemaak kan word, dalk jou persoonlike kruike. Nie net jou finansies en jou liggaamlike kruike en jou daaglikse kruike nie, maar wat van jou persoonlike kruike in jou eie lewe? Die liefdeskruik is vanoggend dalk 'n bietjie leeg. En jy erken vanoggend daar die liefde wat Johannes van skryf, wat ons behoort te hê, wat nie 'n nuwe gebod is nie, die olie lê baie laag. En jy kom agter, jy moet jou kop met skaamte laat sak, dat jou liefde vir jou broeders en susters in die gemeente is laag. Jy word vinnig geïrriteer, jy word vinnig gefrustreer, dan moet jy na God toe gaan, sodat hy daar die liefdeskruik weer kan volmaak. Wat van die kruik van getrouheid, wat jy agterkom leeg raak? Jy's nie meer so getrou soos vroeër jare nie. Daar is 'n behoefte in jou siel vanoggend, dat elke behoefte wat jy mag hê, vervul mag word. Wil jy nie hierdie getrouheidskruik na God toe bring nie? Daardie blydskapkruik wat jy vroeër gehad het, dit borrel in my, want ek is so bly. Jy kan dit nie keer nie. Dit is 'n blydskap in jou siel, maar vanoggend moet jy erken, jou rede om te glimlag is weg. Die blydskapkruik is leeg in jou lewe. Bring dit na God toe, dat hy dit kan vervul. Miskien jou selfbeheersing kruik. Ja, jy bars uit in woede. 'n kar moet net voor jou indruk, dan is jy kwaad en omgekrap. Daar is 'n selfbeheersing kruik wat leeg is. Aggressie wat by jou te vinde is. Sterk, kras woorde wat oor jou lippe rol, die oomblik as jy omgekrap is. Daar is leë kanne in 'n mens se lewe, my vriend, en jy kan hierdie dinge na God toe bring, dat hy dit kan volmaak. Jy sien, leë kanne maak net geraas. Leë kanne kap teen mekaar. Leë kanne veroorsaak dat daar net onstuimigheid verder in jou lewe voortwoeker. Jou verdraagsaamheid is op. Jou kanne is leeg. Liefde loos. Harte loos. Kritiek, negativiteit, 'n skerp tong, 'n skindertong, 'n twisgierige hart. Jy sien, wanneer jy leeg is, wanneer jy nie vol is van die olie nie, dan kom die wêreld en sy dinge om sommer self in te kom. Jy het nie nodig om hierdie dinge in jou lewe in te nooi nie, dit sal van self kom. As jy leeg is, dan vra hulle nie toestemming nie, dan klim spanning self in die kruik in, dan klim bekommernis self in, dan klim kritiek en al hierdie dinge van self in. Miskien kyk jy na jou lewe vanoggend en jy dink aan jou behoeftes, dan sien jy die rye en rye kanne van behoeftes in jou lewe.
My liewe broeder en suster, God kan vir jou iets doen. En as jy vanoggend na al die rye kanne in jou eie lewe kyk, wat nog van jou naaste se kanne? Gaan haal hulle kanne, bring daar die ander kanne, bring hulle. Laat ons hulle vol maak. Bring ander mense se behoeftes na die Here toe, soos Job gedoen het en vir sy vriende gebid het. Daar is soveel behoefte, daar is soveel nood in die tyd waarin ons lewe, en ag, hoe dikwels lei ons smart, net omdat ons nie ons node uitstort in Gods Vader hart. Jou naaste het ook leë kanne. Ook ek en my familie het gesondig, het ons verlede Sondag aand gehoor. Daar is mense met behoeftes, daar is mense met nood, en jy kan hulle kanne na Jesus toe neem. Wat van in jou eie huis? Wat van jou vrou se kruike? Wat van jou kinders se kruike, die behoeftes wat hulle het? Jy hoor die geraas, soos die kanne te mekaar kap, as daar spanning in die huis is, en daar die kritiek, en daar die geskreeuw, en daar die gelaster, en daar die dinge wat gebeur is, maar net die bewys dat die kanne leeg is. As die spanning hoogloop in jou huis, bring die behoeftes na die Here toe. In jou familielede, wat ver weg van God af lewe, bring hulle kruike na die Here toe. Wat van jou gemeente se behoeftes? Jy sien die afkondigingsblaadjies, jy hoor hierdie dinge, jy sien 'n vriend, 'n vriendin, daar is behoeftes wat hierdie gemeente het, jy moet die kruike gaan haal. Moenie daaroor skinder as jy hoor van iemand het 'n gebrek. Moenie dit uitlag as jy hoor iemand het iets verkeerd gedoen nie. Dit mag 'n simptoom wees van 'n leë kruik wat hulle het. Die persoonlike kruik is dalk leeg. Moenie daaroor spot nie. Vat dit na die Here toe. My liewe vriend, jy kan dink dalk aan jare terug. Hoe jy vol was, hoe jy oorgeloop het, hoe jy saam met Dawid kan sê, my beker loop oor. Julle weet mos, met die koppie en die piering, as jy net 'n bietjie mors, dan loop dit oor in die pieringkie. Jy kan dalk terugdink aan hoe jou beker oorgeloop het, die pieringkie was vol selfs. Maar vanoggend moet jy erken, Here, ek het 'n behoefte in my siel. Vanoggend as jy eerlik voor die Here is, dan word jy gewaar van al jou behoeftes. Of dit dalk fisies is, of dit dalk persoonlik is, of dit dalk in jou gesin is, in jou familie is. Jy kan ook terugdink aan die geneentheid van jou bruidstyd. Jy kan ook terugdink aan jou eerste liefde. Maar vanoggend moet jy erken, jy is dol leeg. Dan sê die woord van die Here vir ons, en my God sal elke behoefte van julle vervul. Daar is nie een persoon wat hier sit, van hier voor tot daar agter, wat 'n behoefte het, wat God nie iets omtrent kan doen nie. Daar is niks wat in jou lewe vandag is, wat buite die bereik van God is nie. Jy dink die krankheid wat jy het is ongeneeslik. God dink nie so nie. Hy kan. Jy dink die finansiële verknorsing waarin jy is, daar kan nie uitkoms wees nie. Daar is niks wat jy het vandag wat buite die bereik van God is nie. Elke behoefte kan hy vervul. Maar dan die tweede wat ons ook raak sien in hierdie teks, is dat God is die enigste een wat iets aan jou nood kan doen. Ons het dit nou so sy langs al gesê. Dat hy is die een. Die woorde begin in vers 19, en my God. Let op hierdie vertroue wat Paulus hier uitspreek. Dat hy sit in die tronk, maar hy het vrede en hoop in sy hart. Want hy weet God kan doen, ver bo wat ons kan bid of dink. As God wil, dan kan hy die tronkdeure oopbreek. As God wil, dan kan hy die boeie afhaal. God het dit al gedoen in die verlede, en hy het hoop dat God weer, as hy wou, dit kan doen. Maar een ding weet hy, dit is God wat dit kan doen. My liewe vriende, daar is mense wat dink die predikant kan vir hulle iets doen. My liewe vriende, ek kan jou nie laat geestelik groei nie. Die predikant kan jou nie laat vervul word met die Heilige Gees nie. Die predikant kan nie jou probleme laat weggaan nie.
Die predikant kan nie jou hartseer en jou pyne laat verdwyn nie. Die predikant kan nie brood op jou tafel sit nie. En my God sal elke behoefte van julle vervul. Dit is waar ons oë moet vestig op Jesus, die leidsman en die volëinder van ons geloof. Dit is hy, want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Dit is hy wat 'n beloner is. Daar is sekere vroue wat dink hulle mans moet hulle kruike vol maak, wat so afhanklik van hulle mans is, dat die man haar moet vervul. Daar is vroue wat dink, nee maar, die man moet my vervul, en mans wat dink, nee maar, my vrou moet na al my begeertes omsien. My vrou moet sorg dat ek liefde en selfbeheersing en gasvryheid, dis haar verantwoordelikheid, dis nie so nie. Dis ook nie jou kerk, wat aan jou hierdie vervulling kan gee nie. Daar is sommige mense wat dit dink, dat die kerk na al hulle behoeftes moet omsien, dit is die kerk se verantwoordelikheid. Nee, my liewe broeders en susters, dit is nie eers jou geloof, dit is nie eers jou getrouheid nie, dit is nie jou bankbestuurder nie, dit is nie jou ouers nie, dit is nie jou familie nie, dit is nie die doop nie, dit is nie die nagmaal nie, niks kan jou volmaak nie, behalwe God self. Hy is die een wat vir jou iets kan doen, want hy met wie ons te doen het. Hy is die een wat die hemel en die aarde geskaap het. Hy is die een wat 'n woord gespreek het en daar was lig, daar was son, daar was maan, daar was sterre, daar was diere, daar was plante. Hy is die een wat hierdie hele wêreld in sy hande hou. Die wêreld is in sy hand, die sterre was vasgelê deur hom. Hy is die een wat die aarde laat draai. Hy is die begin en hy is die einde. Hy het die vee by duisende op die heuwels. Hy is die een wat al ons behoeftes kan vervul. En jy is op sy handpalm gegraveer. Al gaan jy deur die water, al gaan jy deur die vuur, hy sal jou nie verlaat nie, al gaan jy deur die dal van doodskaduwee. Dit is hy wat ons alles genadiglik skenk. En as God aan ons die grootste geskenk moontlik denkbaar gegee het, hoeveel te meer sal hy nie ook na al ons ander behoeftes omsien nie. Hy bekleed die lelie van die dale. Hy weet van elke mossie wat val. Hoeveel te meer sal God nie ook vir ons sorg nie. Julle hoor mos die duwe wat so sing. God sorge, God sorge, God sorge. God sorg vir die natuur. Hoeveel te meer sal hy ook nie na jou omsien nie. Romeine 8 vers 31, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ook alles genadiglik skenk nie? Hierdie teks sê God het sy enige seun nie van ons weggehou nie. Romeine 8 vers 37, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom, wat ons lief gehad het. Vers 38 van Romeine 8, want ek is versekerd, dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomstige dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Daar is niks wat jou kan roof weg van God se liefde nie. Romeine 11 vers 33. O die diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordeele en onnaspeurlik sy weë. En dan vers 36, want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. God is die enigste een wat vir jou iets kan doen.
Maar dan die vermoë van God se krag om te help is opgesluit in Christus Jesus. Dit sê vers 19 ook, en my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus. Sy naam is die ewige Vader. Dit beteken ewige versorger. Sy naam is die God wat voorsien en alles kom deur Christus Jesus. Johannes 1 vers 3 tot 4, u ken dit so goed, alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe en die lewe was die lig van die mense. Dis in hom wat daar lewe is. As jy dalk vanoggend in 'n baie moeilike donker situasie vasgevang is, Christus is die lig in jou donker situasie. As die lewensstorme woedend om jou slaan en jy gans ontmoedig vrees om te vergaan, dan is Christus jou hoop. Hy is jou anker waaraan jy kan vashou. Nou lees ons in hierdie teks na sy heerlikheid, na sy rykdom in heerlikheid. Wat is hierdie rykdom in heerlikheid? Wat is hierdie my God sal voorsien na sy rykdom in heerlikheid? Dit verwys vir ons nie net na rykdom in die sin waarin ons nou dink nie. Dit verwys eintlik na Christus as persoon. Christus is die rykdom van God. Dit is sy heerlikheid wat hy aan ons bekend maak. Sy heerlikheid word aan ons deur die Seun beskikbaar gestel. Dit is wanneer jy Jesus het, my liewe vriend, dan het jy alles wat jy nodig het. Dit is wanneer jy hom het, dat jy vol hoop is. Want in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. Dit is in Christus wat ons hierdie verlossing het, wat die bande van die dood afval van ons af, wat ons vry maak tot die lewe en die oorvloed van lewe, wat maak dat daar 'n fontein in ons binneste kan opspring tot 'n ewige lewe. Dit is in Christus. Kolossense 1 vers 27, aan wie God wou bekend maak wat die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is, dit is Christus onder julle. Die hoop van die heerlikheid. Daar is jou antwoord. Hy is die hoop. Hy is die een wat jou kan volmaak. Wat baat dit? Jou bankbalans is vol, maar jy is hopeloos. Jy het nie Christus nie. Hy is die een wat jou nuwe visie gee. Hy is die een wat jou nuwe uitkyk gee. Dit is in Christus. Psalm 55 vers 23, werp jou sorg op die Here en hy sal jou onderhou. Hy sal nooit die regverdige laat wankel nie. As iemand vir jou 'n ander hoop bring, my vriend, laat hom 'n vervloeking wees. Want daar is net een hoop. En dit is Christus Jesus in al jou situasies. As jy na jou finansies kyk deur die lens van Christus, as jy na jou liggaamlike gebreke kyk deur die lens van Christus, as jy na jou persoonlike kruike kyk deur die lens van Christus, as jy na al jou behoeftes kyk deur Christus, my liewe vriend, daarin kan jy dan vervul word, want dan kan jy bid binne die wil van die Here. Wat is sy wil oor jou lewe? En jy sien die gekruisigde Christus, die opgestane verheerse heiland, en jy kyk deur daardie lens, dan raak al hierdie dinge dikwels tot niet. Dan raak al hierdie geweldige spanning wat jy gehad het klein. Hou die oë op Jesus, kyk op in sy vriendelik gesig, en al die aardse dinge word nietig en klein. En my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus. My liewe vriend, my liewe broeder en suster, as jy hier vanoggend sit en jy het geen behoefte nie, dan leef ek en jy in 'n ander wêreld. Maar as jy mense soos ek,
dan het jy behoeftes vanoggend voor God. En dit is nie noodwendig vleeslike begeertes nie. Dit is fisiese behoeftes. Dis nood wat jy dalk vanoggend het. En hierdie dinge staan op jou voorstoep. En as die deur net 'n bietjie oop is, sal hulle inkom. Maar nou word die uitnodiging aan jou gebied vanoggend, gaan haal daar die kruike. Bring hulle. Bring al jou behoeftes wat jy vanoggend mag hê. Of dit jou persoonlik raak. Bring jou familie se kruike. Bring jou bure se kruike. Bring die land se kruike. Bring hierdie dinge na die Here toe. Hy is die enigste een wat vir ons iets kan doen. En hy wil ons volmaak. Hy wil ons volmaak met die rykdom van sy heerlikheid deur Christus Jesus. Hy kan dit vanoggend vir jou doen. Moenie dink jou situasie is hopeloos nie. Moenie dink daar is geen salf te smeer nie. God kan uitkoms gee. Maak nie saak wat jou nood en jou behoefte vandag is nie. Bring dit. Bring dit. Bring dit na God toe. Jy weet, my vriend, van al jou nood. Is jy die een vanoggend wat dalk hier sit en die leë kanne kap so te mekaar? Dis net 'n geraas. Dis net kritiek. Dis net onverdraagsaamheid. Dis net liefdeloosheid. Jou liggaam ly daar. En in plaas daarvan dat jy hoop op God vind, is jy in oppositie, jou hart is verhard, jy bal die vuis, die kanne kap te mekaar, die leë kanne maak geraas. Dan kan jy vanoggend vir die Here sê, Here, help my. Hier is die belofte van God se woord. En my God sal elke behoefte van julle vervul, na sy rykdom en heerlikheid, deur Christus Jesus. Amen. My vriend, voordat ons gaan bid, gaan ek 'n kort oomblik van stil gebed gee. Moenie dat die roofvoëls kom en hierdie saad net uit jou hart uitroof nie. Daar waar jy sit, wil jy nie nou jou behoefte aan God bekend maak. Stort jou hart net vir 'n oomblik uit voor God. Maak jou behoefte aan hom bekend, dat hy jou naby kan wees. Kom ons bid saam. Hemelvader, as ons so stil word voor U en net dink dat ons welkom is om na U genadetroon toe te kom om op die regte tyd gehelp te word. Om te weet dat U ons helper is. Om te weet dat U ons herder is. U stok en U staf, die vertroos ons. En Here, wat ook al iemand se nood en behoefte in hierdie oomblik is, U kan sorg. Die natuur verkondig dit vir ons. God sorg. En ek wil bid, Here, terwyl hier iemand is wat dalk nog nie kans gehad het om al hulle sorge voor U te noem nie, dat hulle dit sal doen, want U sê juis, werp al julle bekommernisse op my, want ek sorg vir julle. Here, laat ons nie skade ly, laat ons nie verdriet ly, net omdat ons nie ons node uitstort in God se Vaderhart nie. Laat ons hierdie dinge doen waaroor ons nou ook gesing het, ure van gebed, waarin U my van sorge red. Laat ons hierdie dinge na U toe vat, daar by die voet van die kruis kom neersit, en dat U ons hoop gee, ons leë kanne vol hoop maak. Ons bid dit in Jesus naam met danksegging. Amen.